Prys die naam van die Here en ek wou 'n bietjie vroeër begin het, maar dit maak die saak nie. Ek wil net dit sê, load shedding gaan ons nie keer nie, hoor. Die regering kan maar maak wat hy wil, maar die woord van die Here sal by uitgaan. Amen. Prys die naam van die Here. Nou vanaand moet u nou nie misloop nie. Ons gaan nou nie hier wees nie. Ons het nou 'n toewydingsdiens daar by die hoërskool. Ons doen dit so een keer 'n jaar of elke jaar doen ons dit. Ons wy die hoërskool toe aan die Here. Ons wil weer hê ons kinders moet teruggaan na die ou Bybel skool wat dit voorheen was. U sal weet, die vandag se tye, die skole, daar's nie Bybelvakke in die skole nie, daar's niks sulke dinge nie, maar ons in Potgietersrus het besluit dat ons skole sal ons toewy aan die Here en ons kinders sal ons toewy aan die Here. Amen. Kan ons die Here 'n lekker handeklap gee vir dit. So dit is weer vanaand en dan jy moet net dophou op die datums wat ons gaan deurgee, wanneer ons hier gaan wees en hier gaan wees nie, en wanneer ons nog 'n klomp dinge gaan doen. En as ons sommer net in die dorp is, dan gaan ons dalk 'n paar saamtrekke hou, wie weet, dan kan jy met ons saam beweeg. Maar vanmôre wil ek praat oor die storm. En jy het my opskrif gesien daarso en die Bybel saam met jy het en jy sal my blaai na die woord van die Here toe in Matteus 8 vers 23. Matteus 8 vers 23 gaan ons 'n paar verse saam lees. En ek gaan hier nie baie lank ophou nie, maar net dit sê wat die Here op my hart gelê het. Die storm. Ek weet nie van u nie, maar ek ervaar dat alhoewel dit 'n nuwe jaar is, alhoewel dit 2023 is, nou u sal my nie glo nie, ek het vanoggend vinnig gaan kyk, wat beteken die letter 23 of die syfer 23 in die Bybelse teksvers of wat in die Bybel, dit beteken dood. Nou ek hoop nie dat 23 is 'n dooie jaar nie, ek glo nie so. Maar ons gaan die Here loof en ons gaan opgewonde wees en die Here gaan vir ons en ek voel in my hart, ek weet nie van u nie, maar ek voel in my hart dat 2023 gaan 'n nuwe ding wees vir die kerk. Nou ek weet nie of u gesien het nie voor ons gaan lees. Ek weet of u gesien het nie, maar daar's weer gerugte van daar is 'n so-called virus wat op pad is. U het dit gesien. China is al klaar weer toe. Daar's ander lande wat onder lockdown is en hulle wil ook nou weer Suid-Afrika in 'n lockdown indwing. Maar ons regering weet dat ons kan dit nie bekostig nie, want sou dit weer gebeur, sal hierdie land in 'n totaal en al gemors wees. Amen. Ons is nie in die posisie om dit toe te maak nie. Ons is nie in 'n posisie om finansies te verloor of om weer so 'n krisis te beleef nie, want dit sal net die platval wees van die ekonomie en ek wil nie baie politiek klink nie, maar dit weet ek vanmôre dat ons dien 'n God wat lewe. Amen. Ons dien 'n God wat ja en amen is. Hy sal vir ons voorsien. Hy is die een wat vir ons uittrek. Hy is die een wat nog steeds altyd in beheer is. Amen. Kom ons lees saam en ek wil jy met baie mooi hoor wat sê die woord van die Here daarso. En dit is so en ek toe ek vanoggend weer lees te besef ek wie ons dien 'n groot God. Amen. Hy sê daar die 23ste vers van Matteus 8 en toe hy in die skei klim, dit is Jesus, het die disippels hom gevolg. En daar het 'n groot storm op die see gekom, sodat die skei toe was onder die golwe, maar hy was aan die slaap. Kan jy dink dat Jesus aan die slaap kan raak in die middel van jou storm? Kan jy dit indink? Nou luister mooi wat sê hy verder. Daarop kom sy disippels en maak hom wakker en sê, Here, red ons vergaan. En hy sê vir hulle, waarom is julle bang, klein gelowiges? Toe staan hy op en hy bestraf die winde en die see en daar het 'n groot stilte gekom. En die man het hulle verwonder en gesê, wat vir 'n mens is hy, dat selfs die winde en die see hom gehoorsaam is. Kom ons sit net so dan bid ons saam. Hemelvader, vanmôre Here, wil ek net dit kom oordra wat u op my hart gelê het, Here, niks meer of niks minder nie. Ek verklaar vanoggend, Here, vir hulle wat ingeskakel is en hierdie wat u sit vanmôre, Here, dat by totale afhanklikheid is van die gees van die Here af. Here, ek kan nie 'n woord bring nie, maar die gees van God kan vanmôre vir die gemeente iets sê en vir hulle wat ingeskakel is. Here, ek gee al die lof en al die eer en die aanbidding daarvoor en ek bid dit in Jesus se mooi naam. Amen. Vir kort oomblikke wil ek met u praat en ek weet dit klink dalk nou so in die begin van 'n nuwe jaar, pastoor, dan wil jy al klaar praat oor storms en die jaar nog nie eens begin nie, maar dat ek u dit vertel, het u geweet dat daar mense vanmôre sit wat nie kos in hulle huis het nie.
Het jy geweet daar's mense wat vanmôre in klinieke is en in hospitale is wat se lewe aan 'n draaitjie hang? Het jy geweet dat hierdie jaar het begin met mense wat dalk ander mense aan die dood afgestaan het en allerlei klas van dinge, en ons sit vanmôre in 'n bevoordeelde posisie want ons is in die huis van die Here. Ons het 'n generator wat die krag laat werk ongeag die load shedding, en ons kan die Here dien, en ons is nog bevoorreg in Suid-Afrika om hierdie evangelie van Christus openbaarlik vir mekaar te kan verkondig wat in ander lande nie toegelaat word nie. Maar die wêreld sit in chaos. Die wêreld sit in 'n totaal en al 'n geestelike storm wat die Here op my hart gelê het om vanmôre by u te bring vanmôre, want ons sit almal vanmôre dalk met 'n geestelike storm. Amen. Het jy ook dalk gevoel so op 'n tydjie, of dalk deur die loop van Kersfees of Nuwejaar of wat ook al, of daar so geestelike stilte was? Of daar so doodheid was, of daar nie regtig iets was nie? Miskien was jy dalk by 'n kerk gewees, dalk was jy betrokke gewees by die woord, ek weet nie. Maar partymal voel ek of daar net so geestelike stilte is, of daar nie 'n groei in 'n ou se binneste is. Het jy al so gevoel? Ek het so gevoel by stadium, voel of dit net so stil staan, wanneer daar iets gebeur nie. Maar wat ek wil sê vanmôre is by die gedeelte wat ons gelees het, die eerste vers sê so mooi. Hy sê, en toe hy in die skip klim. Ek wil vanmôre vir u sê wat u sit en u wat ingeskakel is, dat die Here klim eerste in jou lewensboot in, nog voordat jy in jou lewensboot was. Amen. God klim eerste in om die pad te wys. God klim eerste in en sê vir jou en vir my vir hierdie nuwe jaar, kom ons vaar 'n bietjie oor na die oorkant, en iets sê vir my dat daar gaan 'n bietjie 'n beweging plaasvind dalk in hierdie jaar. Is jy reg vir 'n beweging? Ek sê nou nie gaan pak die meubels op en pak jou klere in en belly trek klorie, want jy gaan nou skuif nie. Dis wat ek sê. Maar as jy so voel, gaan ek hierdie terughou. Maar ek wil dit sê, as jy beweeg dit op dit wat die Here vir jou sê om te doen. Amen. Maar ek voel in my geestelike lewe dat daar gaan 'n skuif kom in die geestelike realm in hierdie jaar. Dan moet iets gebeur, want daar's 'n stilte. Het jy al gehoor van daardie spreekwoord wat sê stilte voor die storm? Gistermiddag terwyl ek buite besig is en my pa besig is, almal besig is om voor te berei vir vandag se diens, kom die wolke so op en die son brand so, maar daar's so doodshitte wat oor die plek afbrand, en ek het gehoop dit gaan 'n bietjie reën, dat dit net so 'n bietjie afkoel. Maar daar's 'n spreekwoord wat sê stilte voor die storm. En ek dink ons as kinders van die Here moet ons self gereed maak in Christus Jesus, daar waar hy sê, gaan in jou binnekamer, sluit die deur agter jou en kom in die verborgenhede voor God, hy wat jou sal vergelde in die openbaar. Dit het tyd geword, kerk, dat ek en jy wat vanmôre ingeskakel is, moet weer by die voete van die Here uitkom. Dit het die tyd geword dat ons weer stil raak voor die Here. Nou daarby sê ek nie, u doen dit glad nie, maar ons moet meer intens voor die Here gaan bid en vra, wat is dit wat die Here wil hê ek en jy moet doen? Want die tyd is so min. Ons het laas jaar oor gepreek, die jaar voor dit en die jaar voor dit en nog duisende jare voor dit, het ons al gehoor dat die koms van die Here is voor die deur. Maar as geen, ek sien nou dag op sosiale media dat tot die sosiale media begin wonder, hoekom is daar so baie gerugte wat sê dat maak jou saak met die Here reg, want die koms van die Here is voor die deur. Nog nooit in die geskiedenis, as ek dit so kan stel, het mense so baie gepraat van die koms van die Here is voor die deur. Nog nooit was er so baie openbaringe van God self in sosiale media wat God homself aan mense in drome gee en sê, maak jouself gereed, want my koms is voor die deur. Die woord van die Here sê dat God het gegaan om vir my en vir jou 'n plek voor te berei. Nou kry jy hierdie Pinocchio's, dis nie die woord wat ek nog gaan gebruik, Pinocchio's. Ander pastore gebruik kampierewies, ander pastore gebruik, ek gaan nou maar sê die klomp Pinocchio's, ek kan nou nie ander woorde gebruik nie, net. Dan gaan ek nou nie wat dit mag preek nie. Maar die ouens wat sê, daar is nie God nie. Daar is nie 'n hemel nie, waartoe sou Jesus gegaan het om ons 'n plek voor te berei? Hy kan nie daar bo in die lug hang nie. Maar die woord van die Here sê, hy het gegaan daar waar sy Vader is.
En ek wil dit vir julle sê, ek weet of julle saamstem met my nie, maar as hierdie woord sê by sy Vader, dan glo ek vanmôre dat Jesus is by sy Vader. Ek glo dat hy vir ons 'n plek voorberei. Die woord sê die strate sal wees soos van goud en soos goue strate en 'n see van kristal, en dit hoe die hemel gaan lyk, net om vir ons 'n voorbeeld te gee hoe dit gaan wees. Iets wat nie in hierdie aarde gevind kan word. En ek sien uit na daardie dag wanneer Jesus sy kinders kom haal, maar die wêreld sit in 'n storm. Ek praat met verskeie mense oor baie dinge en soms dan gooi so in ook oor die evangelie, want dis lekker man, as jy so met iemand praat en sommer net vir hom sê, man die Here is goed vir jou. En jy weet dit, jy ken dit as ek sê, daai ou koortjie wat sê dit borrel, Here my vrou dink jy so nie, maar dit borrel regtig en ons is opgewonde en dan mense kan nie verstaan hoe jy baie opgewonde is oor die woord van die Here nie. Maar as jy eers agterkom dat hierdie geskrewe woord is eintlik 'n rema woord, 'n lewendige woord, sodra jy in jou hart bære, raak jy opgewonde. En ek sê vir julle die vernaamste ding wat ek agterkom deesdae in die kerke wêreld, in die kerke sektor, is dat die vyand Lucifer is besig om 'n verwarring te bring onder kerkmense. Hy's besig om dinge in te bring. Ouens stry oor die naam van Jesus. Ouens stry oor wanneer hy gebore is. Ouens stry oor wanneer hy gaan terugkom en al hierdie klas van dinge. Wat maak dit saak? Kom ons dien net die Here. God is God. God is God en niemand kan dit verander nie. Hy bly die soewereine God soos altyd. Ek wil die gou getuienis vertel wat ek hoor of gehoor het. Hierdie vroutjie gaan baie swaar met haar na huis en sy het ook nie kos in haar huis nie. Ek weet nie of dit 'n ware getuienis is of dit net 'n getuienis of dalk net 'n verhaal is nie, maar ek vat dit maar as die waarheid. En sy bid by haar venster tot die Here en sy sê, Here, U moet asseblief vir my kos stuur of vir my voorsien, want ek het niks nie. En langs haar bly haar buurman. En hy's 'n ateïs. Hy glo nie in God nie, hy glo daar is 'n God nie. Hy ken nie vir God nie. En hy hoor hierdie vroutjie bid tot die Here. En hy besluit hy gaan haar verkeerd bewys dat sy bid na 'n God wat nie bestaan. En hy klim in sy kar en hy ry gous winkels toe, hy koop vir 'n paar sakke wat sy voor gebid en gevra het, hy koop dit vol vir haar en hy kom laai by haar stoep af en hy kruip agter 'n bossie weg nadat hy aan die deur geklop het en sy kom by die deur en sy maak die deur oop. En sy sien al die kospakkies wat daar is, en ek neem aan sy was nou maar Engels gewees, en sy sê die volgende, sê, God did it. Yes, God did it. En hierdie ou kom agter die bos en hy sê, no, God didn't do it. Hy sê, dit was ek gewees. Ek het dit gedoen. Ek het jou gehoor bid. Ek het na die winkel toe gegaan, en ek het vir jou hierdie goed gekoop. En sy bly so oomlikkie stil, en sy sê vir hom weer, God did it. En sy is opgewonde, en sy begin op en af te spring, en sy sê, God did it. En hy sê weer vir haar, ek sê vir jou, jy verstaan nie wat ek vir jou sê nie. God het dit nie vir jou gedoen nie. Ek het jou gehoor bid, ek het gehoor wat jy nodig het. Ek het na die winkel toe gegaan met my eie kar. En ek het dit vir jou gaan koop, en met my kredietkaart het ek dit betaal. En ek het dit vir jou stoep, vir jou deur kom sit op jou stoep, ek het aan die deur geklop, ek het agter die bos gaan wegkruip, en jy het die deur ook gemaak. En sy kyk ons met so groot glimlag op haar gesig, en sy sê, God did it. En hy sê nee, sy sê ja, God did it, and the devil pay for it. So ek wil vanmôre vir julle sê, dit maak nie saak in wat se toestand hierdie wêreld is nie. God did it, and the devil will pay for it. Amen. Ek gee nie om wat mense sê nie, ek gee nie om wat mense doen nie. God is by magte om enigiemand te gebruik om vir jou te voorsien. Dan stry ons oor die Bybel, ons stry oor die naam van die Here. Ons stry oor baie dinge. Maar die woord van die Here sê, dat sy kerk gaan ten gronde aan 'n gebrek van kennis. Al wat die Here wil hê, jy moet weet hy is Jesus. Jy moet weet hy is die Seun van God. Jy moet weet hy is jou voorsiener. Amen. Die storm. Jesus klim in die skei voor sy disippels en hulle volg hom. Dis traag
tragies hoe hulle nie vertroue in hulle God kon hê. Dis tragies hoe hulle nie geweet het dat die een wat in die skei klim, wat sê, kom ons vaar oor na die oorkant toe, is die een wat hulle veilig aan die oorkant sou bring. Is tragies hoe hulle nie weet dat hierdie God, wat enkele oomblikke gelede, dalk 5 brode en 2 visse gebreek het vir 5000 mense, nie kan glo dat hierdie selfde God hulle veilig aan die ander kant kan kry nie. Dis tragies hoe ek en jy in ons vleeslike en ons geestelike lewe nie op God kan vertrou om te weet hy is die God wat is, die God wat was en die God wat sal wees. Ek en my vrou luister gisterand so 'n liedjie wat ek dink nou gespeel het en sy sê vir my, weet jy wat? Dis sulke diep woorde. Want God is God. En ons, ek en jy, behoort aan hom. En hy is ons Vader. Maar wanneer ons kyk na ons lewe, hoe ons lewe en ons optree en ons omstandighede, dan lyk dit nie op God ons God is nie. Dan lyk dit nie dit ons Vader is nie. In die wêreld sit in 'n storm en ons het mense nodig om te kan opstaan en sê, so sê die Here. Die woord van die Here sê, daar het 'n groot storm op die see gekom, sodat die skei toe was onder die golwe. En ek weet nie op daardie stadium of die skei onder water was, en of die golwe net so hoog was, dat hierdie nie die skei kon sien nie. En ek dink is in Markus of in Johannes, dan sê daar so, daar was nog skeite saam met hulle gewees, wat saam met hulle gevaar het. Daar kon die een die ander een nie sien. So hoog was die golwe gewees. Was jy al op die see gewees? Ek weet, jy was al op die see gewees, net daar by voete nat word. Was jy al 'n bietjie verder as netjie gewees op die see, in die diepsee? Dat jy nie meer die land kan sien nie, maar die golwe so op en af gaan. Was jy al so diep? Okay, was al so diep. Maar die golwe so op en af gaan, dat jy nie meer die land kan sien nie. Ek het die voorreg gehad om al so diep, en sê jy, ek weet nie vir 10 kilometer, of hoeveel seemyl dit is nie, maar laat die vasteland sien jy daar in die verte, en dan met kere dan gaan jy op, dan sien jy die vasteland toe in die verte, waar jy oor het net kan sien. En die kere dan gaan die golwe weer af, dan sien jy net water om die deur. Dis net normaalweg, by die see, dis nie 'n storm gewees nie. En hierdie disipels met hulle ou skytjie van daardie tyd, ek dink dit het maar 'n seil gehad, wat hulle opgegaan het om oor die see te vaar, en hier is hierdie geweldige storm, en hulle weet nie wat se kant, hulle probeer alles hulle vermoë, om die water die skyte te kry, en hulle dink hulle gaan vergaan, hulle murmureer, en raai wat? En Jesus is rustig in die skei aan die slaap. Ek gee nie om of Jesus 'n rustydperk in my geestelike lewe het nie. Die feit dat hy in my skei is, sê vir my baie. Die feit dat hy in my skei is, sê vir my, that I'm gonna make it. I'm gonna make it. Jy het vanmôre vir jou sê, you are going to make it, church. Jy gaan dit maak, solank Jesus net in jou skei is, sal jy dit maak. Jy moet opgewonde raak. Hulle sê die disipels het hom kom wakker maak. En ek dink hulle was redelik benoud en onder mekaar seker gesê, ek weet nie hierdie Jesus van ons. Hy lê in slaap en ons moet die water uitgooi. Die storm is so groot. Hy het gesê ons moet oor die water vaar. Het jy nie gesien daar gaan 'n storm wees nie? Dan het hom gewaarsku voor die tyd. Sê Here, ons kan nie oorvaar nie. Daar's 'n storm op pad. Hierdie ouens wat ons die storms voorspeller is en weet nie wat af nie. Jy kry ons hierdie mense nog voor daar 'n probleem is, dan sê hy klaar daar gaan 'n probleem wees. Ken jy sulke mense? As hy sy voet in die oggend so uit die bed is, hierdie gaan die een van daai daar wees. Nee maar. Ja. Die een van daai daar wees. Jy lus vir daai dag nie. Andre, ken jy dit? Ja. Ek sê dis vir daardie dag nie. Mense wat 'n probleem sê nog voor daar 'n probleem is. En hy sê vir hulle die volgende. Hy sê, waarom is julle bang? Waarom is julle bang? Ek wil vanoggend vir iemand sê, en iemand ingeskakel is, waarom is jy bang vir die jaar wat voorlê? Wie is vanmôre, wie was bietjie angstig oor die nuwe jaar? Yvonne was in die hospitaal gewees, sy sê vanoggend vir my, dit was glad nie lekker om oor nuwe jaar op hospitaal te wees nie, sy sê dit was 'n malhuis. Ons kan dit verstaan, ons weet wie werk in die hospitaal.
Mag niks verder sê nie, maar dis 'n malhuis. Ek weet nie of daar verskil tussen die malhuis en die hospitaal is nie. Albei het siek mense. Ek is bly jy is gesond, bly jy het aangeraak. Kan nie glo dat die dokters, kan ek dit maar sê? Kan jy glo dat die dokters vir ons sê sy het 'n nier of 'n longkwaal, nee, 'n longkwaal, dan sy vol 100%. Sy al asem, sy het nie eens die hoes nie, niks nie, die dokter sê hoes jy hoes? Die dokter ek hoes nie. Dan moet ons maar aansit. Ek weet nie. Ek wil dit sê die medisy raak nie mekaar. Dinge raak net nie mekaar. Dis asof daar net 'n storm in hierdie wêreld is wat net nie wil ophou nie. Maar sy is veilig by die huis en sy is gesond. En sy is vanmôre hier. Prys die Here, kan die Here lof offer gee. As jy so dat Jesaja 65, is dit 65 vers? Ek het nou by die vers vergeet, maar daar in Jesaja 65 vers? Nee, ek het nou onthou. Dan sê die Here daar, nog voordat hulle roep, hoor hy, en terwyl hulle spreek, antwoord hy. Het is daai teksvers? Het is dit? Gaan soek dit gou. Ek wil vir u sê dat God is reeds in jou môre en oormôre. God is reeds as dit sy wil is in die volgende jaar. God is reeds aan die einde van 2023 as dit sy wil is. God is reeds in volgende week se diens en die diens daarna. God is alomteenwoordig. Het jy geweet God is hier vanmôre? Het jy hom al welkom geheet vanmôre? Het jy hom gegroet vanmôre? Sê welkom o Heilige Gees, welkom Jesus. Welkom in ons plek vanmôre. Goeiemôre Jesus. Baie dankie dat u hier is vanoggend. Ons dankie Here dat ons in u teenwoordigheid mag wees. Dalk moet ons net reg bid eerste. Vir God sê dankie dat ons in sy teenwoordigheid mag wees. Ek herinner u daaraan, en ek praat soos die Heilige Gees in my lyf vanmôre, dat toe Moses vir God vra, Here, kan ek u net van aangesig tot aangesig sien? Toe sê God vir Moses, as jy my van aangesig tot aangesig sien, sal jy sekerlik sterwe. Vers 24. Jesaja 65 vers 24. Ek ken dit. Toe sê hy vir Moses, jy sal sekerlik sterwe. En God het net sy rug gedraai terwyl Moses in die skeer staan en sy rug verby Moses gegaan. En die woord van die Here sê toe Moses van die berg afkom, was sy gelaat so verheerlik van God se krag dat die volk nie in hom kon vaskyk nie, so het sy gesig geskyn. Kan jy indink wat God met jou en my kan doen as ons net in sy teenwoordigheid is vanmôre? Dan verstaan ek nie vanmôre, kerk van die Here, dat mense uitstap soos hulle ingekom het in die teenwoordigheid van die Here nie. Of God is nie teenwoordig. Amen. God is nie teenwoordig. Maar ek dank die Here dat in hierdie klein plekkie waarin ons is vanmôre, al is dit so 'n bietjie warm, al noem mense dit wat hulle dit wil noem, dat ek en jy kan vanmôre sê God is teenwoordig, want ons sal nie preek as God het die woord gegee het nie. Ons sal nie preek as God se Gees ons nie lei om dit te doen nie. Ons gaan nie onder 'n vals vaandel staan en 'n boodskap op internet uitsoek nie. Ek kan maar gaan kyk en ek kan maar gaan naas, gaan Google dit. Die storm. Ek gaan preek kry oor 'n storm, dit kan ek nie waarborg. Maar kyk op die Gees van die Here dieselfde sê wat hy vanoggend sê. En kom, korrigeer my as u dan wil. En hy sê vir hulle, waarom is julle bang, klein gelowiges? Dalk is ek nie vanmôre net so 'n bietjie klein gelowig. Dalk is ons bang oor sekere dinge en ons sien alles in die wêreld gebeur, ons raak bietjie sien weer agtig en dis die krag wat nou 9 af en ek hoor op 'n stadium sê hulle gaan ons beweeg na fase 8 toe. Fase 8 is blykbaar 12 ure 'n dag wat die krag gaan afwees. Kan jy jouself indink 12 ure 'n dag wat die krag gaan afwees? Dis die voorspelling. Ek kyk na mense wat oor see is, wat oor hierdie kragkwessie praat, wat af Suid-Afrika oor sosiale media nie een keer, nie 2 keer nie, maar 100 keer waarsku sê Suid-Afrika, kry jouself gereed, jy's in gevaar, dit gaan dit nie maak nie. Alles gaan in duie stort, as God nie eens gegryp nie, weet hulle nie wat in Suid-Afrika doen nie, ensovoorts. Maar ek wil die negativiteit van mense oor Suid-Afrika kanselleer in die naam van die Here. Amen.
God is nog steeds in beheer van Suid-Afrika. Ek gee nie om wie die president is nie, ek gee nie om wie die regerder is nie, ek gee nie om wie Eskom se baas is nie. Ek sê vanmôre, ons dien die lig van die wêreld en sy naam is Jesus. Amen. Hy sal vir ons uittrek. Ek onthou toe die volk deur die woestyn getrek het, was hy die wolkkolom in die dag wat hulle gelei het. Hy was die vuurkolom in die nag wat hulle gelei het. Hy was die wolkkolom wat rondom hulle getrek het of om hulle gestaan het toe die vyand hulle wil aanval. Ek wil vir julle sê, soos Potgieter rus berge om hom het, so sal God rondom sy kinders wees in hierdie laaste dae. Al voel dit of jy in 'n storm is, al voel dit of jy in 'n woestyntydperk is, God is met jou. Amen. Hy sê vir julle, hoekom is julle klein gelowig? Waarom is julle bang klein gelowig is? En die woord van die Here sê, dat toe staan hy op, en hy bestraf die winde, en hy bestraf die see. En ewe skielik, het die wind kan lê en die water het kalm geraak. En die disippels sê vir mekaar, en kyk vir mekaar, en vra, wat se tipe mens is hy? Met 'n hoofletter. Wat se tipe mens is hy? Ek wil vanmôre sê, nee, hy het dalk in 'n vorm van 'n mens gekom, maar hy is nie 'n tipe mens nie. Hy is die God van die leerskare van Israel. Hy is die God van my en jou. Hy is die een wat jou uit die sonde uitgetrek het toe jy 'n sonde was. Hy is die een wat vir jou sal voorsien. Hy is die een wat vanmôre nog steeds die ek is van my en van jou lewe. Hy is maar net 'n mens nie, of 'n tipe van 'n mens nie. Nee, hy is 'n tipe van 'n God. Nee, hy is God vanmôre. Hy is die een wat voorsien. Hy is die een wat die storm kan stilmaak. Hy is die een wat die winde kan bestraf. Hy is die een wat vanmôre die see kalm maak. En hy is die een wat vanmôre vir my en jou verwonderd laat staan oor die krag wat in hom is en die krag wat hy het om jou storm en my storm stil te maak in 'n oomblik. Hy is vanmôre die groot God van die leerskare. Ek ervaar God se teenwoordigheid in hierdie plek, versameling vanmôre. Voel jy dit? Hy is vanmôre. Hy is in hierdie plek vanoggend. Amen. Ek wil begin opspring van vreugde as ek voel hoe God begin werk. Hy is die God van vanmôre. Hy is God wat soewerein is vanmôre. Hy is God, die eerste en die laaste. Hy is die begin en die einde. Hy is die alfa en die omega. Ja, hy's 'n klas van homself in homself. Daar's niemand soos hy nie. Hy's 'n klas op sy eie, as ek dit so kan identifiseer. Daar is nie iemand soos hy in hierdie wêreld nie. Al sou ek hierdie hele wêreld deursoek na iets soos God, sal ek niks kry nie, want hy het hierdie aarde geskape. Hy het vir my en jou geskape. Hy is vanmôre die een wat sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir jou rus gee. Ek sal vanmôre jou storm vir jou kalm maak. Dalk is jy nog nie in 'n storm nie. Dalk beleef jy nie 'n storm en ek wil vanmôre iets sê en ek sê dit onder leiding van die Heilige Gees en ek sê dit nie negatief nie. Ek sê dit vanmôre omdat God se woord so sê. Ons het baie keer al dan sê ons vir ons land bid of vir hierdie goeders bid wat gebeur, God sal voorsien. Weet jy wat? God sê in die laaste dae. Luister baie mooi. God sê in sy woord, in die laaste dae sal daar gerugte wees van oorlog. Sal daar gerugte wees van oorstromings. Sal daar gerugte wees dat die een nasie teen die ander nasie opstaan. Sal daar gerugte wees dat daar verhoudings, pa en seun verhoudings te mekaar sal opstaan. Is dit so vanmôre of is dit nie so nie? Hy sê die laaste dae sal dinge net moeiliker raak. Hy sê voor die koms van die Here, voor Jesus gaan terugkom, sal ons 'n ligte verdrukking ervaar. Nie die verdrukking nie, maar daar sal 'n ligte verdrukking wees. Ons ervaar dit. Die pryse gaan op van petrol en diesel. Kos raak duurder. Die krag gaan af dit wanneer dit afgaan. Dinge is nie meer normaal nie. Dinge is nie soos dit moet wees nie. Dit lyk of die hand van die Here nie meer oor sy kinders is nie. Amen. Kerke is leeg. Nie net hier nie, reg oor die dorp is kerke leeg. Doen jouself 'n guns volgende Sondagoggend of vanaand Sondagaand. Gaan doen jouself 'n guns, gaan na 'n ander kerk toe. Ek jaag nie weg nie. Asseblief kom terug. Nee, wel kom. Ek spot sommer net. Maar doen jouself 'n guns. Gaan kyk bietjie by ander gemeentes in jou dorp of waar jy ook al is en nie wat ingeskakel is.
En ek sê nie iemand ingeskakel en by die huis sit om weens omstandighede dat nie in 'n kerk is en dat een van daai mense wat die kerk toe gaan nie. Maar is makliker om te sê, ag weet jy wat pastoor, ek het jou gekyk op Facebook. Jy lieg. Jy het nie gekyk op Facebook. Jy was besig met allerlei dinge gekyk. Jy het later gesê pastoor Martin is live. Is dit nie so nie? Dit is nie almal lieg nie. Maar ek het al uitgeval. So die pastoor as weer gekyk op Facebook, sê ek wonderlik, wat was die opskrif gewees van vanoggend se diens? Nee pastoor, ek het nou nie gesien wat die opskrif is nie. Okay, cool. Dis aanvaarbaar. Waaroor het ek gepraat? Of waaroor het God se gees met jou gepraat vanoggend? Nee pastoor, ek kan nie onthou. Jy het 'n short memory term los, want dit is daai goeie short memory los, term whatever God gee. Die woord van die Here sê dat ons moet nie die byeenkominge nalat nie. Die plek van samekoms moet ons nalat nie. Ek gaan klaarmaak. Daar's 'n storm in hierdie wêreld wat chaos veroorsaak in die kerk van die Here. Daar's 'n storm los tussen die kerkmense, tussen die wat sê ons is Christene. Amen. Daar's 'n storm los, die een pastoor teen die ander pastoor, die een dominee teen die ander dominee, die een leraar teen die ander leraar. Ons gaan hom nie ondersteun nie, want kyk wat sê hy. Ons gaan nie met hom val en kyk hoe gaan sy kerk aan. En jy sê nog aan jou kerk aan. Dit is so. Jy sê nog aan jou pastoor aan. Hy spring baie keer op en daar sien lekker sy kop nie. Ek sê hierdie dinge nie om dit lighoofdig of ligsinnig te sê nie. Ek sê dit, want dit is wat gebeur in die kerkwêreld. Die kerk wat die antwoord moet wees vir 'n donker wêreld. Die kerk wat moet opstaan en sê, so sê die Here. Die kerk wat sê, al kom daar 'n storm, al kom daar 'n woestyntydperk, al kom wat aan my kant toe, ek sal nie vrees soos Dawid wat sê, al kom daar 1000 aan my linker en 10.000 aan my regter, sal ek nie vrees, want ek weet, my God is met my. Al wil dinge nie uitwerk soos ek wil hê dit moet uitwerk nie. Laas jaar was dalk nie 'n goeie jaar nie. Ek weet of hierdie jaar 'n goeie jaar gewees. Ek het nooit 'n goeie jaar nie. Have you tried Jesus lately? Het jy al Jesus probeer? Het jy al oorgegee aan Jesus? Het jy mos die mense, as hulle Here ons daai koortjie wat sê I surrender all. Ken jy daai koortjie? Baie gevaarlike koortjie. Waar mense kom en sê Here, ek gee alles oor aan U. Maandagmôre gaan hulle maar weer sy pakkie. Here nee, U kan dit nie doen nie. U gaan dit nie reg kry nie. Want net ek weet hoe om dit te hanteer. Net ek weet hoe my baas te hanteer by die werk. Net ek weet hoe my werkers te hanteer. Net ek weet waar ek geld in hande gaan kry. Net ek weet. Weet jy wat? Wanneer laas het jy gesê, net God weet wat hy vir my en jou kan doen. Net God het die antwoord vir my môre se probleem. Net God kan môre instap in my probleme, nie ek. Hoeveel getuienis het jy al gehoor waar mense getuig, wanneer hulle sê dat die Here sal voorsien. Ek weet nie wat ek môre gaan eet nie. Ek weet nie wat ek môre gaan drink nie. Ek weet nie hoe ek my mediese onkoste gaan betaal nie. Ek weet nie wat ek gaan doen nie, maar een ding weet ek verseker, Yvonne, that when God is in it, it will work out. Little is much when God is in it. Die dokter kan wel sê daar's 'n longprobleem, maar God sê nee, jy kan asemhaal, want ek is die een wat vir jou asem gee. Die Here, die mense kan maar van wat vir jou sê, maar nie. As jy geweet, 'n jong mannetjie gaan dit nie maak. Ek vat net 'n voorbeeld, hoor. Ek praat nie wat ek gehoor het nie. Ek het niks gehoor nie. Net as 'n voorbeeld. Ek geweet ek gaan dit nie maak. Maar God weet. Ek stap op pad saam met hom elke dag. Het jy nou gesien daai pastoor daar buitekant in die silo's? Ag, my liewe wêreld. Hy het so 'n tentjie opgestaan en 'n paar houtpaaltjies geslaan en 'n draad opgespan. Lyk nog netjies, maar ek weet nie wat gebeur hy doen nie. I don't care what people say. God's gonna make it. Or God's gonna let me make it. Amen. God gaan ons gebruik in hierdie jaar, ons nooit van tevore, as dit sy wil is, as dit vertoef om te kom, gaan God ons gebruik. En ek weet nie van u nie, maar ek gaan saam met Jesus in die skei klim. Ek gaan saam met Jesus op die water gaan. Ek gaan saam met Jesus na daardie see vaar wat hy vir my voorberei het. En dan kom daar 'n storm, sou weet. Dan maak ek vir Jesus wakker. Here, het u gesien hierdie storm? En hoekom? Ek weet waar God is daar lewe. Waar God is, gebeur wonderwerke. Glo jy dit nog? Waar God is, gaan die krepele kan loop. Johan, vat hierdie woord van die Here af. God sê, jy gaan weer regkom met daai knie.
Ek wil vanmôre proklameer dat die Here sê, dat in hierdie plek gaan daar weer siekes gesond word, in hierdie plek gaan krepes weer loop, in hierdie plek sal dooies opstaan, in hierdie plek, ek praat van hierdie plek as Potgieter in sy geheel, gaan mense verbaas staan oor wat God gaan doen. Amen. Nee, ek het dit myself gesê nie, ek ervaar God se gees. Ek sluit af weer met dit, hoekom? Want hy is 'n God wat soewerein is. Hy kan nie terugdraai op sy woord nie. As hy gesê het, hy gaan jou seën, dan gaan hy jou seën. As hy gesê het, hy gaan jou oplig, gaan hy jou oplig, Andrei. As hy gesê het, hy gaan met jou wees, dan gaan hy met jou wees, jy wat ingeskakel is. As hy sê, hy is die ek is, dan is hy die ek is. Moses vra vir die Here, Here, wie sê ek vir Farao, wie het my gestuur? En God sê vir hom, sê vir hom, ek is, het jou gestuur. Here, maar hoe bedoel jy nou, ek is? Want weet jy hoekom ek is? En ek is, God sê, ek is jou antwoord. Ek is jou verlossing. Ek is jou finansies. Ek is jou gesondheid. Ek is jou verhouding. Ek is alles wat jy wil hê ek moet wees, is ek. Want ek is God vanmôre. Hy sê, ek is die Alfa en die Omega volk. Van die begin van tyd af, tot aan die einde van tyd, as daar einde aan God se tyd sal wees, is God God. God, wil ek jy vanmôre dit diep binne in die hart bære en die gedagtes bære. Dat God is vanmôre 'n klas op sy eie. There's nobody like Jesus. Daar's niemand, maar niemand of niks soos Jesus nie. Hulle kan hom maar ander name noem, hulle kan maar wat gee oor die dogmas wat hulle by mekaar wil krap, hulle kan maar nuwe wette inbring, hulle kan maar die krag 100 keer meer as ek gee nie om nie, ek sê dit dalk nou baie maklik, maar gee nie om nie, ek word dit so kwaad soos hulle wanneer die krag afgaan, ek raak dit so gefrustreerd, want God sal voorsien, amen. God sal voorsien vir hulle wat aan God vashou. Suid-Afrika, die kerk moet wakker word, God sal voorsien. Suid-Afrika moet weer terugdraai na God toe. Want in die storm, man, luister baie mooi, ek sê met alle respek vanmôre. Ek het nog nie een keer 'n getuienis gehoor van waar die Here iemand gehelp het wat teen 'n storm was nie. Ek sê dit by ons by die opening van my werk ook, die eerste dag, sê ek vir hulle, luister baie mooi. Ek sê nie vir jou, dan gaan jy woestyntydperk wees nie. Ek sê nie vir jou, hierdie jaar gaan daar geen storm wees nie. Ek sê nie, daar gaan niks met jou gebeur hierdie jaar nie. Ek sê nie, daar gaan 'n finansiële krisis in hierdie land inkom, of wat ook al. Ek sê dit gaan nie gebeur. Maar wat ek wel weet, as jy God aan jou kant het, gaan jy dit maak. You can take the whole world. You can take South Africa. You can take the president. You can take Eskom. En nee, gaan nie dit sê wat jy dink ek gaan sê. But just give me Jesus. Gee my net Jesus vanmôre. Jy kan alles maar wegvat. En ek moet baie versigtig wees wanneer ek dit sê. Ek sê dit onder die bloed van Jesus Christus. En ek sê dit soos die Gees van die Here in my lewe, want ek weet nie wat gaan gebeur vorentoe, maar God weet. Gee my familie vir my wegvat. Gee my net Jesus. En dis iets wat ek ook baie versigtig moet sê, en ek sê dit onder die bloed van die Here. Net terloops. Job sit op die ashoop. 'n man wat die rykste was in die wêreld. 'n besigheidsman, 'n man wat baie besittings gehad het, 'n man met vrou en kinders. Die duiwel kom by die Here. En hy sê ek sal hom knak. My eie woorde. Hy sê vir die Here, ek sal vir jou wys dat hierdie man, as hy hom vat, 'n bietjie aan my kant kry, sal hy nie meer dien nie. En Jesus sê, okay, ek het in sy skei geklim, in sy lewensskei, hoor mooi die woord van die Here. Ek het in sy skei geklim, ek voel bietjie moeg, maar ek gaan bietjie lê. Dis nie vir ek moet doen wat jy wil. Ek kan 'n storm bring oor haar skei, dat die golwe hoor is die skei. Jy kan die winde laat waai so ergens wat jy wil. Maar onthou net, jy kan nie sy lewe neem nie, want ek is nog steeds in sy skei. Amen. God sê, hy is nog steeds in jou skei vanmôre, al gaan dit hoe rof. Hy is nog steeds in jou skei vanmôre, want daar's 'n storm. Dalk sien jy nog nie die storm nie, maar ek wil dit sê vanmôre. Ek weet nie of ek hierdie woord bring vanmôre vir u wat ingeskakel is nie. Maar luister baie mooi.
Hy sê vir Lucifer, ek kan my job maak net wat jy wil. Volg jy vanmôre, volg jy wat ek sê? Hy sê, maar jy mag nie sy lewe neem nie. God is in hy skuyt, daar kom 'n storm. Jesus het net so 'n bietjie teruggestaan. Hy het net so 'n bietjie gaan slaap, in ander woorde. Jy gaan rus. Die duiwel is besig met die disippels. Hy jaag die wind. En ek sê nie hy is nie met die wind regeer al dit ek bedoel maar nie. Die wind is kwaai. Die water is hoor as jy skuyt. Ek ken dit nou. Hoor mooi wat ek sê, wat sê die Gees van die Here vir vanmôre. Jesus slaap net vir 'n wyle so bietjie. Rabba was stil gewees tussen Job en die disippels. Die disippels sê vir die Here, Here, gee nie om dat ek vergaan nie. Job sê, al kom die dood, sal ek vashou aan die Here. Ek bly vashou aan my God. Ek weet al hierdie dinge gebeur met 'n doel. Ek weet God is in beheer. Here, dat ek sien U nie, maar ek weet U's daar. Here, ek hoor U nie meer praat nie, maar ek weet U's daar. Here, ek ervaar nie meer die Gees van God nie, maar ek weet Hy is daar. Here, U wil net iets vir my wys. En ek wil dit laaste sê, dat gebed, is dit baie mooi, gebed is jou antwoord. Gebed is jou antwoord. Job bid, hy praat met die Here, niks gebeur nie. Hy is van so 'n aard dat sy vriende na hom kom soek, hulle nog is dood. Hulle dink hy is weg, daar's 'n môre iemand wat my vroeg gebel het, hy sê, pastoor, en ek hoor in sy stem, hy klink nie goed nie, hy sê, pastoor, ek slegte nuus ontvang, en ek vra vir hom wie's dood, hy sê nie, hy weet tog nie of die persoon dood is nie. Hy sê, hoeso? Hy sê, is my broer, my jongste broer. Hy sê, week gelede stuur ek vir my boodskap, en ek praat met hom, en hy was in 'n goeie plek gewees in sy lewe nie. Hy het nie werk gehad nie, en hy moet maar opvra van ander mense af, en hy moet maar by 'n skuilings gaan blyplek soek het, waar hy net nag se rus kon kry, en sy vroukie, hy sê, gisteraan kry ek 'n boodskap, laat die nag, dat hulle weet nie waar hy is nie. Hy sê, ek skakel weer sy telefoon, wat ek hom opgebel het, hy sê, ek kry 'n antwoord van 'n swart man, sy voice report, wat sê, hierdie nommer is die foon van 'n nuwe man. Hy sê, ek weet nie waar my broer is nie. Ek weet nie, hy dalk nog lewe waar sy vrou is nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, kind van die Here, miskien weet jy nie vanmôre waar wie wat is nie. God weet waar jy is. God weet wat daardie persoon is. Amen. God is nog steeds in beheer. En Job se vriende, en ek spring so 'n bietjie rond, maar jy volg my, nee. Kom by hom en vra Job, wat het van jou geword? Job sien as 'n behoefte by sy vriende met vir hulle bid. Ek wil jou sê, in die middel van jou storm, bid vir meer mens. Moenie ophou bid nie. Moenie ophou bid vir mense wat dit meer nodig het as ek en jy vanmôre. Jy gaan dalk deur 'n ligtelike krisis, voel dat dinge werk nie uit nie, maar as mense wat vanmôre meer nodig het as ek en jy, vanoggend ook kry ek 'n boodskap, pastoor. Die kospakkie is reg, jy kan gaan afgee, want as mense wat honger het vanmôre. As mense wat regtig in nood sit. Mense wat by 12 uur in die nag bel vir pastoor, ek kan nie meer nie. Vra my vrou, wie sê van jy is dalk 'n verkeerde nommer of so iets, of sy hoor dit, of ek weet of sy dit al gehoor het nie. Van die is mense wat maar net wil weet, of iets wil doen, maar as hulle pastoor, kan nie meer nie. En besef ek, hierdie wêreld se 'n storm. Besef ek die golwe is hoër as vir die skytjies kan hanteer. En besef ek as mense wat nood het, mense naby aan my en jou, mense wat vanmôre sê, Here, ek kan nie meer nie. Hulle is stukkend gebroken. Mense wat op sosiale media kyk vanmôre sê, Here, ek kan nie meer nie. Het dit net te veel geraak. 2023 sê almal dit gaan 'n goeie jaar wees, maar is nie waar ek nou is nie. Hulle ervaar nie wat ek nou ervaar nie. Ek sien nie eers die einde van 23 nie. Ek weet nie eens hoe gaan ek dit maak tot aan einde Januarie. Ek weet nie hoe gaan ek dit maak tot einde Februarie, pastoor. En ek besef, daar's storm. En hulle roep tot God en sê, Here, maar waar is U? Gee nie omdat ek vergaan nie. Gee nie om, Here, dat dinge moet gebeur, soos gebeur, gee nie om oor U kinders nie, gee nie meer om oor die kerk is dit in 'n storm, hulle roep uit, Here,
Wat het van u geword? Ja, kyk hoe lyk die kerke binnekant. Hulle lyk soos die wêreld, hulle praat soos die wêreld, hulle reageer soos die wêreld. En ek weet nie kom ek hierdie dinge vanoggend sê nie, ek sê dit onder leiding van die Heilige Gees. Storm. As 'n geestelike storm in hierdie wêreld. Mense kyk dit blindelings verby en besef nie dat daar 'n nood wat uitroep wat sê my God, wat Jesus aan die kruis geskryf, my God, waarom het U my verlaat? Mense roep dit uit elke dag, my God, waar is U? Daar's 'n storm. En ek wil jou bemoedig vanmôre met hierdie woorde. God sê vanmôre vir jou en vir my vanoggend, klein gelowiges. En ek sê nie is klein gelowig. Ek sê nie het glad nie geloof vanoggend nie. Want dan het ons net nodig 'n bietjie meer geloof in aksie te sit. Om te sê, ek sal bid vir my koskas. En dan kom sit die vyand voor my deur neer. The devil will pay for it, but God will provide. Amen. 'n Laaste getuienis, dan maak ek klaar. Ek het dit al getuig. Voel net gelei, ek moet dit weer doen vanmôre en dan sluit ek af met hierdie woorde. Jare gelede hier in ons klein dorpie was daar 'n leraar gewees by een van die gemeentes en van die wat jy sal al weet waarvan ek praat. Die gemeente is in 'n finansiële krisis. So by so dat hulle die ligte kan betaal. So by so dat die kerk die finansies agterraak. So by so dat hierdie leraar leesfondse vir homself het om petrol sy kar te gooi by die kerk te kom. So by so dat sy vrou in die middel van die nag opstaan en aan buitekant toe stap en gaan tel sy klippe op. Dan pak sy dit in haar koskaste. Luister baie mooi. Geloof in aksie. Dan pak sy dit in haar koskaste. Dan bid sy, dan sê sy, Here, ek sit die rys in my kas. Dan sit sy klip in haar kas. Dan sê sy, Here, ek sit suiker in my kas. Dan pak sy klip in haar kas. En so bid sy die hele nag deur, soos 'n mal vrou. En pak haar kaste vol klippe. Sy sê, Here, ek weet U gaan voorsien. Ek weet U is by magte om hierdie klippe te verander in kruisies. Volgende môre sy raak aan die slaap en die volgende môre vroeg voor haar man wakker word, staan sy op. Sy haal vanaand uit die klippe want sy dink haar man gaan dink sy is besig om mal te raak. Want ek sal dink dis my vrou klip in die kas vat, maar sê sy vir jou sy nie lekker nie op. Sy gaan haal die klippe uit en terwyl sy besig met die klippe lei die voordeur klokkie. En ek kon nie presies onthou wat gesê was en hoe dit gebeur het nie, maar ek weet een ding, die klokkie lei en sy maak vanaf klaar en sy is op pad na die voordeur toe, met die wat sy op pad na die voordeur toe, kom haar man uit die kamer uit. En hy kom gelyk by die voordeur aan. En hy maak die deur oop en daar's niemand voor die deur nie. Hy kyk rond in die voorerf, daar's niemand in die voorerf nie. Maar net so daai getuienis wat ek nou gebring het voor haar deur, lê al die groceries. 1, 2, 3, 10 sakke groceries van Spar af, of voor Spar oopmaak. Lê daar groceries van Spar af. Vroeg 7 die oggend, Spar is nog nie eens oop nie. 10 sakke vol. Jy sien, God weet wat jy môre nodig het, nog voor jy dit vandag weet. Want die vorige dag moes iemand by God gehoor het, wat daar die vrou in die middernag gaan bid, het ons die klippe inpak, en sê, Here, ek pak die suiker, ek pak dit. En presies dit, nie meer of minder of niks, presies dit wat sy die klippe ingepak het, was in elke sak gewees wat sy nodig gehad. That's the kind of God that we serve. Amen, kan ek die Here lof op vergeet? Dit mag dalk al jare gelede wees, maar ek wil vir u sê, mense verander, die regering sal verander, die wêreld sal verander, maar God verander nooit. God verander nooit nie. Hy bly dieselfde God. Amen. Ek weet nie het ervaring, want ek koeler geraak in tussentyd. Amen, kan ek nog aangaan? Daar's 'n storm wat besig is om te gebeur. Ek en jy sal ook vanmôre hier met ons vroom gesiggies en sê, ja, pastoor, ek het nie regtig gestorm nie. God weet, ek het vanmôre 'n storm. Want die wêreld daar buite is nie maklik nie.
Ek het baie vrae oor baie dinge vir die Here. Maar ek weet God gaan ons uithelp. Ek het ook voor die voete van die Here gelê, so oor nuwe jaar aan, daai aand en die volgende oggend, terwyl ek boodskappe uitstuur en vra vir die Here, wat wil U hê met ek of vrou van ministries hierdie jaar vir God doen? Ek het nog nie regtig 'n antwoord gegee nie, maar een ding het ek geweet dat as God in die skei klim, dan gaan ek hom volg. Ek gaan saam in die skei met kom en klim. Wat ook al mag gebeur, gaan gebeur. Maar ek weet dat aan God se wil is. En daar waar God is, daar wil ek wees. Amen. Daar waar Jesus lei, daar waar ek volg. En ek wil u bemoedig vanoggend dat kom ons volg die Here. Al gaan ons deur 'n storm, al waai die winde, al lyk dit of ons dit nie gaan maak nie, kom ons bly vashou aan die Here. God is in jou skei, man. God is daar vir jou. God sê, ek sal jou nooit vergewe of jy nooit verlaat nie. Ek is die skade in jou regterhand. Ek sal die duisende, 10.000 om jou sal ek beveg. Hy sê op 'n ander stadium en sê, jy sal die vyand na jou toe sien aankom na jou toe. Maar jy sal net sien hoe God hulle vernietig. Amen. Want rondom Jerusalem is berge en so beskerm die Here sy volk. Ek wil net my vrou net vir ons daar 'n liedjie aansit. Ek dink dis die volgende koortjie wat net daar het volg. So 'n swart skerm. As jy vanmôre hier sit en jy sê prediker, miskien net ek dalk nog nie 'n storm, maar ek voel daar gaan dalk 'n storm wees, of ek dalk deur 'n storm of ek dalk nog in 'n storm, terwyl al die oë gesluit is, terwyl die oë sluit en iemand ingeskakel is, kan net daar sit en luister, dalk jy hand uitsteek. So vanmôre sê prediker, vanmôre het die Gees van die Here met my gepraat, ek het nodig om God se aangesig te soek. Ek het vanmôre nodig om te hoor wat God wil sê, of God het klaar gesê en hy het my gepraat vanoggend. Ek wil net hê met my bid vanmôre, kan ek vanaf net hande sien, daar's hande wat opgaan, daar's hande wat opgaan, daar's hande wat opgaan, baie dankie. Daar's hande wat opgaan, baie dankie. Terwyl die musiek sal gespeel, gaan ons saam bid. En die wat ingeskakel is, kan net sê, pastoor, bid saam met my. Hemelvader, terwyl ons vanmôre na die boodskap luister en terwyl die tema van hierdie boodskap sê, die storm, het ons nodig vanmôre, Here, om keuses te maak in ons lewe. En die woord sê, Here, dat U vir die disippels sê, klein gelowiges, waarom is jy bang? En dalk is ons geloof net so 'n bietjie klein vanmôre, Here. Maar ek bid vanmôre, Here, dat as dit voel of alles uitmekaar uitval, Here, wil ek opstaan en U naam loof. Wil ek my hand uitsteek, Here, na U sterke hand toe en die hand vat vanmôre. En ek wil sê, Here, kom lei U ons uit vanmôre. Wees U die trooster vanmôre. Wees U die vanmôre een wat met die winde praat en met die golwe praat en die kalmte oor die see bring. Wees U vanmôre die een wat sê, ek is die een in jou lewe. Ek is die een wat veel dinge kan doen vanmôre. Here, ek dank U vanmôre vir hierdie boodskap. Dat wanneer daar 'n storm is en dit lyk of dinge nie wil uitwerk nie, weet ek vanmôre, Here, U is nog steeds in beheer. En Here, ek gee nie om wat in ons land gebeur en wat reg rondom die wêreld gebeur nie. Ek weet dat die koms van die Here is voor die deur. En ons moet ons saak regkry met die Here. En ek bid vanmôre, Here, dat elkeen wat ingeskakel is en elkeen wat na hierdie boodskap luister en waar hulle dit ook al heen gaan share later van tyd, Here, dat hulle sal besef dat God is die antwoord. God is die antwoord, Here. En ons toegang tot die Here is deur gebed. En daarom bid ons vanmôre sê, Here, dat U goddelike wil ons lewe geskied, maar ons bid vanmôre, Here, kom maak die storm stil. Kom praat met die golwe, kom praat met die wind. Is my gebed in Jesus naam. Amen. Mag die Here U seën, U wat ingeskakel is. Mag U ervaar hoe God U uit daai storm uithaal en mag U ervaar God se krag in en deur U lewe. Tot die volgende keer, die Here seën U. Baie dankie.